Geliefdes, goeiedag, dis Vrydag. En ek hoop op hierdie wêreldbiddag vir vroue, het jy kans gehad of maak jy ergens in jou dag spasie om by 'n wêreldbiddag van vroue byeen te kom. Ek weet daar is 'n klomp wat gebeur, skakel gerus daarin as jy nog nie het vandag nie. En môre sien ons uit na die wêreldbiddag vir manne en mag die manne ook 'n voorbeeld wees in hulle huise deur te gaan inskakel by die wêreldbiddag vir manne, dinge wat oral rondom julle gebeur. Hier by ons gemeente het ons 7 uur môreoggend het ons manne ontbyt, manne en seuns, kom gerus en kom ons bid saam met Christenmanne wêreldwyd. Ons sluit hierdie week af, ons week van gebed, met 'n redelike klomp verse, is 'n lang gedeelte om te lees, maar dit is die laaste gedeelte van Jesus se gebed wat hy bid. Luister mooi hierna en maak dit jou eie. Hoor hoe bid Christus vir sy mense. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld af lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek het dit verder bekend gemaak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Sjoe, daar is soveel wat ons kan sê oor hierdie laaste gedeelte van hierdie gebed van Jesus Christus, maar ek wil net 'n bietjie fokus op een iets. Ek het die sê ding al gehoor dat mense sê, 'n ketting is net so sterk soos die swakste skakel. Baie gedink al daaroor en ek sê, ja, dit is nogal so. Dit is 'n goeie beeld om te gebruik wanneer jy motivering doen of enige so iets. En dis miskien waar, ja, maar ek dink ons moet 'n stapie terugneem en sê, enige iets, selfs die ketting, is net so sterk as die materiaal waarvan hy gemaak is. Enige iets is net so sterk as wat sy kernsamestelling is. En nou lees ons hierdie teks. En ons lees hier dat Christus se mense se kernsamestelling liefde is. En dat Christus mense se kernsamestelling een wees is. Dit is nogal asemrowend dat Jesus sê, hy in God en God in hom en ons in hulle en hulle in ons. God in ons. Ons word deel gemaak van die sterkste ketting wat jy in jou lewe aan kan dink. En daarom gebruik hy oor en oor die woord eenheid, een wees. En hy bed dit in die woord liefde. Daarom is ons een. Uit liefde het God al hierdie dinge kom doen. Het hy sy seun gestuur, sodat sy seun al hierdie dinge kom doen het, sodat ons uit sy liefde uit een kan wees. Nie in arrogansie een met God, sodat ons kan sê, ons is gode of junior goetjies of wat ook al nie. Maar, dat ons kan weet, gebind deur die ketting van liefde, dit is die kernmateriaal, die kernsamestelling van die kerk, van Christene. Deur daardie liefde word ons saamgebind tot 'n eenheid. Dis die gebed, die afsluiting in Christus se mond in hierdie gebed. Eenheid in liefde. Nou wil ek nie te lank praat nie. Maar elkeen wat hierna kyk is maar sekerlik te bewus van die gebrokenheid van die kerk. Die Christelike kerk, die kerk van Jesus Christus ons Here. Hierdie klomp fokus op die en hierdie klomp fokus op daai en hierdie skiet daai af oor hulle leer hieroor en hierdie haat daai oor hulle leer oor 'n spesifieke saak en hulle sal nie saam aanbid nie en hulle wil nie saam aanbid nie en hulle staan op as vyande teen mekaar. En ek vra,
Wat word van die gebed in Christus se mond vir liefdevolle eenheid in sy kerk? Ek dink wanneer ons week van gebed hierdie jaar afsluit, behoort hierdie Christusgebed in elkeen van ons se mond te wees. Dat ons tot selfondersoek sal kom, en dat ons sal bid dat die liefde by ons sal posvat, sodat ons een kan wees. Die eenheid van die kerk van Christus wêreldwyd is ononderhandelbaar, want dit is die gebed in Christus se mond. Is dit ook die gebed in jou en my mond? Shalom.